Gedeelte het 'n paar tegniese stukke in, so jy moet bybly. En ek dink aan om dalk selfs die kinders te vra, daar's 'n frase, daar's 'n stukkie wat ek gaan oor en oor sê. Okay, en ek gaan probeer onthou tydens die preek, ek het dit nie voor die tyd beplan hierdie nie. Om vir julle elke nou te sê, okay, wat is die frase weer? En dan moet julle vir ons sê wat die frase is. Ons gaan kyk of julle dit kan optel. Okay, hy gaan op die bord ook wees. Dit gaan die hoofopskrif wees van die preek later. So om julle aandag ook te kan hou in hierdie tegniese stuk wat ons vandag kyk. Nou een van die grootste probleme in Christendom vandag is 'n verkeerde siening wat daar is. 'n Verkeerde siening oor die Christen lewe. En hierdie verkeerde siening word goed opgesom deur 'n baie bekende boek se titel. En daai boek se titel, die naam is Your Best Life Now. En dit vat daai verkeerde siening baie goed saam. Your Best Life Now. Daar is plus minus 8 miljoen kopieë van hierdie boek verkoop. En dit is baie as jy dink aan John MacArthur en John Piper se beste verkopers, nie een van hulle het by 1 miljoen uitgekom nie. Dis weer eens soos 10 keer meer wat dit verkoop is. En die siening dat die Christenlewe gemaklik en amper sorgeloos is, het Christendom veral in die weste vergiftig. Dis 'n siening wat daar is en dit vergiftig ons hele uitsiening oor wat Christendom is. Maar is 'n gemaklike, sorgelose lewe dit wat Jesus gesê het die Christenlewe is? Is hierdie tipe van Christendom, die Christendom wat die apostels geleef het, 'n gemaklike Christendom? Your best life now, is your best life now wat ons as Christene behoort te verwag en voor moet leef en voor moet streef? Behoort Christene te verwag dat hulle redelik gesond sal wees, 'n redelike goeie inkomste sal hê, minder probleme in hierdie lewe gaan hê, omdat hulle Christene is? Wat leer die Bybel ons hieroor? Nou laasweek het ons begin kyk na die berg van verheerliking. Jesus het vir Petrus en vir Johannes en vir Jakobus saam met hom geneem op die berg. En soos ons daar gesien het, was Jesus toegelaat om meer van die heerlikheid wat hy het as God en die heerlikheid wat hy gaan hê as 'n verhewe mens eendag, meer van dit te laat deurskemer op hierdie berg, dat hulle dit kon sien. En hierdie is 'n heerlikheid wat gemaak het dat Jesus selfs geskyn het. Ons het gesien dat Markus het probeer hierdie beskryf hoe wit en hoe helder en skoon en rein dit is. Hierdie is 'n heerlikheid wat Jesus nou het, nou besit, soos aan die regterhand van die Vader sit. En omdat hy die oorwinnaar is oor die dood. So hulle sien hierdie heerlike beeld van Jesus, maar dan sien hulle ook vir Elia en Moses by Jesus. En hierdie ervaring is vir Petrus so wonderlik dat hy daar wil bly, né, het ons gesien. En hy sê, Here, is wonderlik dat ons hier is, so goed dat ons hier is, die woord wat hy gebruik het. Aangenaam, heerlik, goeie ding hierdie. Kom ons bou vir jou en vir Elia en vir Moses elkeen 'n hut en ons bly net hier. En dan verskyn God die Vader op die toneel in hierdie wolk van verheerliking. En hy het hierdie uitspraak wat hy maak teenoor die apostels. Hy praat met hulle en hy sê en hy roep uit, dit is my geliefde seun, luister na hom. Wat 'n ongelooflike ervaring. Hoe wonderlik het sou dit nie gewees het om daar te kon gewees het nie, nê? En hoe wonderlik sou dit nie wees om die heeltyd daar te kan bly nie. Om te kon bly op die berg van verheerliking. Net maar te kan wees. En so die vraag is die Christenlewe vol van hierdie tipe van ervarings? Behoort ons te verwag dat die Christenlewe meestal gevul is met 'n gemaklike, aangename tyd saam met God hier op aarde? Dan kom ons lees ons teks van vandag saam en dan gaan ons daai vraag beantwoord uit hierdie teks uit. Markus 9 vanaf vers 9 tot vers 13. Sê terwyl hulle van die berg afklim, gee hy aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. En hulle het die woord vir hulself gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. En hulle vra vir hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? Toe antwoord hy en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel, en tog
hoe staan daar dan van die seun van die mens geskrywe dat hy baie moet ly en verag word? Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. Ons opskrif vir vandag is: die kruis kom voor die kroon. Die kruis kom voor die kroon. Kinders, dis die een wat julle moet onthou. Die kruis kom voor die kroon. Die kruis kom voor die kroon. En ons gaan 3 bewyse sien daarvan dat die kruis voor die kroon moet kom. 3 bewyse. In vers 9 en vers 10 sien ons die eerste bewys. Ons sien Jesus se opstanding as bewys. En op vers 9 sê, en onderwyl hulle van die berg af klim. Wat 'n teleurstelling. Petrus wou daar bly. Hy wou op die berg wees en nie gaan hulle weer terug af. En so nou gaan hulle tog nie op die berg bly nie. Nee, hulle gaan steeds moet gaan leef in 'n Genesis 3 gefalle wêreld met sonde en pyn en al die dinge. Hulle gaan steeds moet gaan leef onder korrupte regering, die Romeine. Hulle gaan steeds moet gaan werk om te kan eet. Hulle gaan steeds siekte, pyn, lyding, swaar kry, moet gaan saamleef. En inteendeel wat ons sien, sodra hulle van die berg afkom, is daar so 'n groot konsternasie aan die gang daaronder, want daar is 'n demoonbesete wat niemand kan help nie. En Jesus beskryf hulle as hy daaronder kom, beskryf hy die geslag as 'n ongelowige geslag. So hulle kom van die berg af en dit is waarna toe hulle teruggaan. Ons gaan bly in hierdie midde van 'n ongelowige generasie, geslag, volk. En daar's mense wat demoonbesete is selfs. So nee, die Christenlewe gebeur nie op die berg van verheerliking nie. Christenlewe word gelewe in 'n Genesis 3 wêreld met al sy pyn en sy lyding en sy swaar kry en sy hartseer. Maar soos ons gaan sien, is daar hoop. Die kruis, hoe gaan ons frase? Die kruis kom voor die kruis kom voor die kroon. Okay, die kruis kom voor die kroon. Dis ons frase. Daar's hoop want die kruis kom voor die kroon. So dit beteken daar is 'n kroon wat kom nadat daar 'n kruis was. So kyk na vers 9 weer. En onderwyl hulle van die berg af klim, gee aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. So hy gee vir hulle bevel hierso, julle mag vir niemand gaan vertel van hierdie wonderlike gebeurtenis nie. Hoekom? Hoekom mag hulle niemand vertel nie? Want die antwoord is steeds dieselfde as net 6 dae voor hierdie, toe Jesus vir hulle gesê het, julle mag vir niemand gaan sê ek is die Messias nie. Toe hulle Petrus het erken, jy is die Messias, en Jesus sê vir hulle baie sterk, jy mag vir niemand dit sê nie. So kyk weer na vers 9 van hoofstuk 28, so blaai net weer terug. So hy vra vir hulle, en hy sê vir die Here, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom, u is die Christus, vers 30, en hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. So hoekom moet hulle nie van vertel van hierdie gebeurtenis op die berg nie? Hoekom moet hulle ook nie vertel van die feit dat hy die Messias is nie? Want hulle dink hierdie dinge beteken hy gaan nou kom regeer. As hy die Messias is, gaan sy koninkryk nou kom in die berg van verheerliking, laat hulle ook so dink. Hy gaan nou Rome kom oorwin, so sy koninkryk gaan nou opgestel word. Of om dit anders te sê, hulle dink kroon nou. Hulle sien nie kruis eerste, kroon daarna nie. Kyk wat leer Jesus hulle dan in vers 31. Ons het hierdie al gesien. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word, daar's die kruis, en na 3 dae opstaan, daar's die begin van die kroon. So Jesus leer hulle, hy gaan eers ly, doodgaan en dan opstaan. Hy leer hulle die kruis kom eerste. Maar beteken dit, soos ons gesien het, as jy net hierdie lees, beteken hierdie dinge wat Jesus vir hulle hier leer, dat Jesus nooit gaan verheerlik word nie, dat hy nooit gaan regeer in sy koninkryk nie? Nee, die berg van verheerliking bewys, Jesus gaan weer kom, en hy gaan hierdie verheerlikte een wees, hy gaan dit kry. Maar die disippels verstaan nog steeds nie, eers kom die kruis nie. Eers kom die vernedering, die lyding, die dood van die Messias, en daarna kom die
kroon. So inteendeel, soos ons gaan sien, hierdie berg van verheerliking maak hulle eintlik nog meer oortuig dat dit gaan nou begin. Die koninkryk gaan nou kom. Hulle gaan binnekort hulle selfs in hierdie heerlike koninkryk kan ingaan. Dis hulle verkeerde siening. En dis omdat hulle nog nie God se plan met Messias reg verstaan nie, moet hulle niemand gaan vertel daarvan nie. As ons sou onsself verbeel hoe hulle dit sou oor gaan vertel het. As hulle nou vir iemand moes gaan vertel het wat gebeur het, dis hier min of meer wat hulle dalk sou gesê het. Ons het die Messias gesien in sy volle heerlikheid. En weet julle wie was nog daar? Elia en Moses. Weet julle wat dit beteken? Die koninkryk gaan nou kom. Het gaan nou kom. Elia en Moses het gekom. So die einde is hier, alles is in plek. Die koninkryk van die Messias gaan nou begin. Dis wat hulle sou vertel het. En ons sit nou amper 2000 jaar later en die koninkryk is nog steeds nie volkome hier nie. So hulle sou mense mislei het. So Jesus sê vir hulle, julle moet niemand gaan vertel wat julle gesien het nie, want julle gaan mense mislei met julle valse idees en verkeerde verstaan van 'n kroon nou. Julle moet verstaan, dis die kruis kom voor die kroon. Okay. So met dit eers te verstaan, die kruis kom voor die kroon en dan kan hulle mense gaan vertel. Kyk weer na vers 9. Nou hulle van die berg afklim, gee aan hulle bevel om niemand te gaan vertel wat hulle gesien het nie, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Nou Jesus het nou, ons het dit al soveel kere Markus gesien. Hy sê vir die demone om niemand te gaan vertel nie. Hy sê vir mense wat hy gesond gemaak het, moet niemand gaan vertel nie. En hy sê vir sy apostels, moet niemand gaan vertel wie ek is nie. Hierdie is die eerste keer wat hy sê, julle mag dit nie doen nie met 'n tydperk by. Net so lank, tot dan toe. En baie keer het ons van die ander, toe ons vroeër gekyk het in Markus, juist na hierdie ene gespring om ons te help om te verstaan. En nou sien ons die volle prentjie. Wanneer hulle gesien het, hy moet doodgaan, en hy staan op, wanneer hulle gesien het, die kruis kom voor die kroon, dan is hulle beeld reg, dan kan hulle dit gaan vertel. Tot dan moet hulle stil bly, totdat die seun van die mens uit die dode opgestaan het. So wanneer hy opgestaan het, dan sal hulle verstaan dat die berg van verheerliking bewys nie dat Jesus nou sy koninkryk gaan kry nie, maar dat hy eendag wel sal kry. Hulle het al klaar 'n stukkie van daai heerlikheid van hom nou al geproe. So totdat Jesus nie gesterf het en opgestaan het nie, en hulle nie verstaan, die kruis kom voor die kroon nie, moet hulle stil bly oor hierdie gebeurtenisse. En is duidelik op hierdie oomblik verstaan hulle nog glad nie, né? Jesus praat nou alweer oor die opstanding. Jesus het in 8 vers 31, wat ons nou nog gelees het hy ook gepraat van, hy gesê, na 3 dae gaan hy opstaan, maar daar was hulle en Petrus so gefokus op hy wat gesê het, hulle gaan doodgaan, en Petrus soos, nee Here, dit mag nooit wees nie, dat hulle het nie eers lekker gehoor, hy sê, hy gaan opstaan nie. En nou sê hy dit weer 'n keer, en nou begin hulle wonder oor hierdie wat hy so sê, wat dit beteken. So hulle hoor, hy praat weer van die opstanding, en hulle probeer sin maak, van wat bedoel hy daarmee, in hulle raamwerk van denke, in hulle teologiese stelsel wat hulle gehad het. Kyk na vers 10, en daarom vra hy die vraag, of stoei hulle met hierdie, vers 10, en hulle het die woord vir hulle self gehou, dis die ou vertaling lees, en meeste van die Afrikaanse vertalings, hulle het die woord vir hulle self gehou, en onder mekaar gevra wat dit beteken, om uit die dode op te staan. Dat die New American Standard Bible lees bietjie anders hierso. Hy sê, they seized upon that statement. En is moontlik dat dit so kan vertaal word. So dit kan of vertaal word, hulle het die woord net vir hulle self gehou, so hulle het gehoorsaam gewees, hulle het nie vir ander mense gaan sê nie, of daai hou is eintlik meer dat hulle hou dit en hulle stoei met hierdie ding, hulle is besig om te dink oor dit. En ek dink is heel moontlik dit wat Markus hier probeer sê het. So hulle probeer dit verstaan, hierdie woorde, die opstanding, het hulle aandag gegryp. En hulle is besig om onder mekaar te bespreek. Hulle is selfs besig om met mekaar amper te stry oor wat dit beteken. Die 83 vertaling lees, maar hulle het onder mekaar geredeneer oor wat dit beteken. As hy sê dat die seun van die mens uit die dode sal opstaan. 'n Deel van wat hierdie vir hulle moeilik maak, is dat
weet om dit regtig te kan verstaan, dit van moeilik maak om te kan verstaan, is dat hulle het geglo in die opstanding van die dode, maar het geglo dit kom aan die einde van die tyd. Dit was hulle oortuiging geweest. Die opstanding uit die dode was een van die hoofdinge wat die Fariseërs geglo het en die Sadduseërs nie geglo het nie. En hulle het geleer dat dit kom heel aan die einde van die tyd. Lazarus se suster, Martha, wys hierdie oortuiging vir ons baie mooi uit van die Jode. In Johannes 11, vers 23 en 24. Jesus sê vir haar oor Lazarus wat dood is, sê vir Martha, jou broer sal opstaan. En Jesus bedoel, ek gaan hom nou wat opwek uit die dode uit. In vers 24 antwoord sy, Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. So dis hulle oortuiging, daar's 'n opstanding wat gebeur heel aan die einde. So dis wat hierdie 3 apostels glo. Aan die einde van die tyd kom daar 'n opstanding. Maar hoe kan dit wees dat die Messias dan gaan deel hê aan daai opstanding? Eerstens beteken dit hy moes doodgaan. En dit maak nog steeds nie vir hulle sin nie. Hoe kan die Messias doodgaan? Verder, hoe kan dit wees dat hulle daarna, na hy opgestaan het, dan eers vir mense gaan sê? Dis soos om te sê, heel aan die einde, wanneer dit nie meer nodig is nie, om dan vir mense te gaan vertel wat gebeur het. So dit maak ook nie vir hulle sin nie. En verder, het Elia gekom. Hulle verstaan hier nie, want hulle verstaan nog nie, die kruis kom voor die kroon nie. Kruis kom voor die kroon nie. Maar Jesus weet dit. Jesus weet die kruis moet eers kom voor die kroon. En is nie dat Jesus as gevolg van die berg van verheerliking gesê het, nee, ek soek nie meer die kruis nie. Ek soek net die heerlikheid. Ek soek net die kroon nie. Nee, inteendeel die kruis het hom juis of die berg van verheerliking het hom juis gehelp om te kan volhard deur die kruis. Want hy weet na die kruis kom die kroon, kom daar verheerliking. Soos een kommentator skryf, who says the cross must come before the crown? Jesus does. What he has just experienced, en dis op die berg van verheerliking, has not weakened his resolve to go to Calvary, na die kruis nie. It has emboldened him to go and drink the very last drop of the cup of divine wrath in a place of unworthy and helpless sinners. So het hom gehelp om te kan onthou, lyding eerste, verheerliking later, eers die kruis, dan die kroon. En wanneer ons onthou, die kruis kom voor die kroon, dan kan ons ook met toewyding leef in hierdie lewe, en dan kan ons onsself verloon, en ons kruis opneem, en hom volg, want ons weet die kruis kom voor die kroon. So die eerste bewys, Jesus se opstanding dien as daai eerste bewys dat die kruis kom voor die kroon. Maar die disippels verstaan nog nie lekker nie, en dit is veral Elia se verskyning wat hulle sukkel om te verstaan. Dit maak dat hulle sukkel om hierdie te kan begryp. Maar Elia se koms dien juis as nog 'n bewys, 'n tweede bewys dat die kruis kom voor die kroon. So bewys nommer 2 is Elia se koms. Kyk na vers 11. En hulle vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? So Elia se verskyning op die berg van verheerliking in hulle denke kan net een ding beteken. Die groot en die verskriklike dag van die Here het aangebreek. Dis wat dit vir hulle beteken. Die Fariseërs en meeste Jode het geglo dat Elia gaan kom net voor die einde, voor die dag van die Here. Net voor die oordeel oor die heidene. En hoekom glo hulle so? Want die profeet Maleagi sê so. So blaai na Maleagi, laaste boek in die Ou Testament. So jy hoef net voor Matteus te gaan en blaai in Maleagi hoofstuk 4. Kyk na Maleagi hoofstuk 4. En hierdie is deel van wat hulle denke sou gevorm het oor Elia wat hier verskyn het op die berg. Maleagi hoofstuk 4 vers 1. Sê van kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bederwe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.
So hier kom oordeel en totale vernietiging vir die wat nie God se mense is nie. Kyk na vers 2. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees. En julle sal uittrek en jubel soos kalwers uit die stal. So vir God se mense kom daai tydperk van herstel en van blydskap en van vreugde. Vers 3. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voete op die dag wat ek skep, sê die Here van leerskare. Dink aan die wet van Moses my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge in verborgene, en kyk dan na vers 5. Kyk, ek stuur die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. So Elia, volgens hierdie teks, kom voor die dag van die Here. Nou, die dag van die Here is nie 'n dag lank nie. Okay, die dag van die Here is 'n tydperk in Ou Testament denke. Is 'n tydperk, is 'n tydperk in die laaste, die groot dag van die Here. Daar's partykeer kleiner is in die Ou Testament, maar die groot dag van die Here gaan oor die laaste tydperk waarin God gaan kom om die nasies te veroordeel en Israel te kom herstel. Soos ons sien hier so in Maleagi. Ons sien daar's ons die oordeel en daar's die herstel. Daar's vernietiging en daar's blydskap aan die wonderlike kant aan die ander kant. Dis die dag van die Here. Die dag van die Here, die finale een, is wat Jesus noem die groot verdrukking. Groot verdrukking. In Maleagi 4 vers 5 sê dat Elia moet kom voor hierdie verskriklike dag van die Here. So op die berg van verheerliking sien hulle Jesus se verheerliking, maar hulle sien ook vir Elia en hulle sien ook 'n Moses weer, en daar's ook dinge rondom Moses. En hulle sien hierdie dinge. En in hulle denke is dit die dag van die Here moet nou kom. Want hierdie gebeur dan net voor die dag van die Here. So Elia het nou gekom, die dag van die Here gaan nou aanbreek. Jesus is die Messias, hy het dit self gesê. Ons weet dit nou. Hy het gekom en Elia het gekom, maar hoe werk dit? In hulle denke moes Elia eers gekom het en dan kom die Messias. Hy moes dan die weg inruim en regmaak vir die Messias. Kyk na Maleagi 3 vers 1, so blaai net een hoofstuk terug. En hierdie praat heelmoontlik van dieselfde persoon as Maleagi 4 vers 5. Maleagi 3 vers 1. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Daai boodskapper. Dan sal skielik na my tempel kom die Heer na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Nou kan jy weer terugblaai na Markus 9 toe. Markus 9. So hierdie is hoekom hulle hierdie vrae het, en hulle denke moet Elia kom voor die Messias en voor die dag van die Here. Dis hoe hulle dit verstaan. En daarom vra hulle hier in vers 11, Markus 9 vers 11, waarom sê die skrifgeleerdes dat Elia eers moet kom? So as Elia nou wel gekom het, dis in hulle denke, beteken dit nie dat die dag van die Here nou hier is en dat die koninkryk nou gaan begin nie? En as jy die Messias, hoekom het Elia nie voor jou gekom nie? Hoekom sien ons hom nou eers op die berg? En kyk nou na Jesus se antwoord op hulle vraag, vers 12. Toe antwoord hy en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eerste om alles te herstel, en tog, hoe staan daar van die seun van die mens geskrywe dat hy baie moet ly en verag word? So hulle vra, hoekom sê die skrifgeleerdes moet Elia eerste kom? Jesus antwoord in 2 dele. Dis 2 dele in die antwoord. Eerstens sê Jesus, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel. So die skrifgeleerdes is reg. Elia moet eers te kom. En hy moet kom om alles te herstel. Dis die woord daar. En daai woord herstel kan ook vertaal word regstel of regsit. So hy moet eers kom om alles reg te kry vir die dag van die Here en by implikasie ook heelmoontlik vir die Messias om te kom. Soos Maleagi 3 vers 1 vat. So hierdie verwagting is reg, sê Jesus. Maar daar is iets wat hulle nie verstaan nie. Daar's iets wat hulle nie begryp nie. En dit bring ons by sy tweede gedeelte van sy antwoord. So hy sê, dis waar, Elia kom eers om alles te herstel en tog, hy sê tweede gedeelte,
hoe staan daar van die seun van die mens geskrywe dat hy baie moet ly en verag word? So wat doen Jesus hierso? Hy herinner hulle aan ander gedeeltes van die woord wat hulle nie besig is om in ag te neem nie. Goed, daar's sekere gedeeltes wat hulle aan vashou maar daar's ander gedeeltes wat hulle besig is om te vergeet. Kyk na sy woorde, hy sê, hoe staan daar dan van die seun van die mens geskrywe? Daar's nog stukke, daar's nog goed geskrywe oor die seun van die mens. Ja, Elia kom en die dag van die Here kom, maar daar's ander tekste wat sê die Messias moet ly en verag word. Dis twee stelle tekste hierso. En van daai tekste wat sê dat die Messias moes ly en moes verag word, is Jesaja 53, Psalm 118, Psalm 22. Psalm 118, 22 sê baie duidelik dat hy verwerp gaan word. Die hoeksteen word verwerp. En wat is die punt wat Jesus maak? Die punt wat hy maak is, kinders, die kruis kom voor die kroon. Kruis kom voor die kroon. Die Messias moet eers verwerp word, ly en doodgaan voor hy opstaan. Die punt wat hy maak is, daar's twee komste. Hy kom twee keer. Daar's eers die kruis en dan die kroon. Hulle fokus op die tekste wat praat van die tweede koms, maar hulle vergeet van die profeseë wat praat van sy eerste koms. En hy gaan verag word en gaan kom ly. Jy sien die skrif het Elia se koms voorspel. Tweede koms. So die skrif het voorspel dat die koninkryk gaan kom. Die kroon gaan kom. Maar daai selfde skrif het ook voorspel dat die Messias gaan ly. Het gesê daar's 'n kruis. Wat se kant om is hulle? Eers die kruis, dan die kroon. En soos ons gaan sien, het selfs Elia twee komste. Daar's selfs stukke wat van Elia ander dinge sê. Okay, so kom ons kyk nog verder daarna. So wat bewys dat die kruis kom voor die kroon? Wel, Jesus se opstanding eerstens, en dan Elia se koms. As jy kyk na daai stuk en jy kyk na wat Jesus sê en wat gebeur, dan sê dit soos daar moet twee gebeurtenisse hierso wees. En derde bewys, Johannes die Doper se dood. So wat bewys dat die kruis kom voor die kroon? Johannes die Doper se dood. Kyk na vers 13. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is. So Jesus sê vir hulle dat Elia reeds gekom het. Nou na wie verwys Jesus hierso? Van wie praat hy? Van wie praat hy? Johannes die Doper. Praat van Johannes die Doper. In die Matteus teks word hierdie duidelik gesê dat hulle dit verstaan dat hy praat van Johannes die Doper. Matteus 17 vers 12 en 13. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle ly. Sien julle daai koneksie? Dan sê in vers 13: Toe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het. En is nie net hier wat Jesus dit hierdie sê nie. Jesus het al vroeër gesê dat Johannes wat gekom het 'n vervulling is van die Elia profesie. Dit het alreeds gebeur. Lukas 1 vers 17. Jesus sê en hy, en dit is Johannes die Doper waarvan hy praat, sal voor hom uitgaan. Om Jesus, die Messias, uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders. Daai is aanhaling van Maleagi 4 vers 6, net die volgende vers. Om die harte van die vaders terug te bring na die kinders en ongehoorsaam is tot gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei, een wat reg opgestel is, gereed is. So Johannes die Doper is 'n vervulling van Maleagi 3 vers 1, dit word aangehaal ten opsigte van hom, en Maleagi 4 vers 5. Maar beteken dit dat Elia gaan nie meer kom voor die dag van die Here nie? So daar's net daai een koms van Elia en daar gaan nie weer nog een wees nie. Nee, ek is oortuig dat jy sê al die tekste bymekaar sit, daar nog 'n koms van die vervulling, nog 'n koms van Maleagi gaan wees, of van Elia gaan wees. Nog 'n vervulling van Maleagi 4 vers 5 gaan kom.
Kyk na Jesus se woorde weer 'n keer in Matteus 17 vers 11. En Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar Elia kom eers en sal alles herstel. Toekoms. So Jesus sien 'n toekomsvervulling van die profesie van Elia. En tog sê hy net na dit, maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het. Dus sien Jesus 'n dubbel vervulling van hierdie profesie. Ja, maar ek daai kan druk nie. Johannes die Doper was nie Elia self gewees nie, nê? Dis nie asof dit Elia self was, Johannes die Doper nie. Die een hier op die berg van verheerliking is Elia self. Johannes die Doper was nie Elia self nie. En hy het gekom in die gees en die krag van Elia, het Jesus gesê in Lukas 1 vers 17. Johannes het van homself gesê, "Hey, ek is nie Elia nie." Johannes 1 vers 21. Toe vra hulle hom, "Wat dan? Is u Elia?" En hy sê, "Ek is nie." So hy is nie Elia wat self kom weer nie. Hy is nie die volle vervulling hiervan nie. So Johannes is 'n tipe van Elia figuur, maar hy is nie die finale vervulling van hierdie profesie nie. Heel moontlik gaan hierdie vervul word deur een van die twee getuies in Openbaring 11. So in Openbaring 11 kom daar twee getuies en hierdie twee getuies lyk soos 'n Elia en 'n Moses tipe mense. Dalk is hulle Elia self en Moses self of dalk is hulle net tipologies Elia en Moses. Openbaring 11 vers 6. En kyk wat doen hulle hierso in die koneksie met Elia en met Moses. Hulle, dis die twee getuies, het mag om die hemel te sluit sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerlei plaae so dikwels as hulle wil. So hulle maak dat dit nie reën nie, soos Elia, en hulle het die mag om water in bloed te verander en om plaae te bring soos Moses. So dit lyk of die profesie van Elia gaan vervul word in twee vervullings. Eerste gedeeltelike vervulling, Johannes die Doper, en dan 'n toekomstige vervulling, heel moontlik hierdie twee getuies. Nou, en dit is die tegniese gedeeltes verby. Okay. Of Johannes die enigste vervulling van Elia profesie is en of hy later of van nog 'n later vervulling is of nie, die punt wat Jesus probeer maak is duidelik. Die punt is, kinders, die kruis kom voor die kroon. Dis die punt wat hy probeer maak. Kyk weer na vers 13. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het en hulle aan hom alles gedoen alles wat hulle wou soos van hom geskrywe is. So Jesus fokus op die lyding van wie? Dis Johannes die Doper hierdie waarvan hy praat. Hy fokus op die lyding van Johannes die Doper. En wat het hulle met Johannes gedoen? Letterlik, en ons weet dit in Markus is hierdie juis vroeër vertel sodat ons hierdie inligting al het in hierdie tyd in Markus. Hy laat dit gebeur het. Hy's in die tronk gesit en hy's doodgemaak deur 'n koning wat aangehits was deur sy vrou. Sy vrou was iemand wat hom eintlik wou doodgehad het. Dit klink baie soos Elia. Elia was ook, daar was 'n koning wat hom wou doodmaak wat aangehits was deur sy vrou. Agab was die koning en sy vrou was Isebel. Hy's 'n tipe van 'n Elia. En dit is wat hy bedoel as dit sê die goed wat geskryf is oor die Elia, hulle dit gedoen. Daar's nêrens te geskryf dat hierdie Elia wat gaan kom, dat hy gaan ly nie. Dit gaan eintlik oor Elia self, sy verhaal en Johannes wat dan 'n vervulling is van daai verhaal. Met Elia het hulle hom probeer doodmaak, met Johannes hulle dit reg gekry. So met Johannes het hulle gedoen wat hulle wou en wat van hom geskryf was. En net so, soos met Johannes, wat hulle gedoen het wat hulle wou, net so gaan hulle met Jesus, die Messias, doen dit wat hulle wou en dit wat van hom geskryf is. Jesus is besig om 'n koneksie te maak tussen Johannes en homself. Matteus maak hierdie koneksie vir ons duideliker. Matteus 17 vers 12. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het en hulle het hom nie erken nie, maar hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle ly. So Johannes wat doodgemaak is, hy het eerstens soos 'n kruis gehad en dan kom sy verheerliking
leer ons, die kruis kom voor die kroon. Dis die hoofpunt wat Jesus maak. Johannes het eers gelei, voor die koninkryk gekom het. En net so is dit met Jesus, die kruis kom voor die kroon. So oor en oor en oor en oor leer hy hulle kinders, die kruis kom voor die kroon. Jesus se opstanding het vir hulle geleer. Dis 'n bewys dat hy moet eers doodgaan en daarna gaan hy opstaan en dan gaan hy eers verheerlik word. So die kruis kom voor die kroon. Elia se koms, wat jy moet dit lyk of dit in 2 komste is. Bewys dat daar soos eers hierdie tydperk van lyding van die Messias en dan is daar die tydperk van die verheerliking en die koninkryk wat kom. En dan Johannes die Doper wat gelei het en gedood gemaak is, bewys die kruis kom voor die kroon. Maar hierdie waarheid van die kruis kom voor die kroon is nie net waar van Jesus en van Johannes nie. Dit is ook waar van die apostels en is ook waar van ons. En dis waar ons moet gaan, ons moet hierdie gaan toepas. So waar van die apostels, hierdie is 'n waarheid wat hulle gepreek het oor die Messias, die heeltyd. Hierdie is in hulle prediking oralste. In die heel eerste preek, Handelinge 2, vers 23, 24, 32, 33. Luister hierna, dis Petrus wat aan die volk Israel hierdie preek. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose mense geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek. Kruis vir die kroon. Hierdie Jesus het God opgewek waarvan ons almal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is. Kruis, opstanding en dan verhoging, kroon. Vers 36. Laat dan die hele huis van Israel seker weet dat God hom Here en Christus gemaak het. So Here, Kurios, meester gemaak het. Hierdie Christus wat julle gekruisig het. Kruis, kroon. Handelinge 3, selfde. Die leidsman tot die lewe het julle gedood. God het hom uit die dode opgewek waarvan ons getuies is. En daar is weer kruis en dan opstanding. Maar God het op die manier, vers 18, vervul wat hy van tevore verkondig het deur die mond van al die profete, dat die Christus sou ly. Daar's daai profesie. Maar daar's ander profesie wat praat van 'n herstel wat kom, vers 21. Hom wat die hemel moet ontvang, daar's verheerliking, tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, die herstel. Daai is die rebirth, daai is regeneration, dis dieselfde woord vir wedergeboorte van alle dinge, waarvan God van oudtyds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Die kruis kom voor die kroon. Maar hulle het nie net hierdie gepreek oor Jesus nie. Jy gaan gekyk, dit is omtrent in elkeen van hulle prediking is hierdie. Hulle het nie net gepreek nie, hulle het geglo vir hulle self. Hulle het gepreek ten opsigte van hulle self. Myne 8 vers 18. Want ek, sê Paulus, reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. 2 Korintiërs 4 vers 17. Want ons ligte verdrukkinge wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Die kruis kom voor die kroon. Maar die apostels het nie net gepreek en dit ten opsigte van hulle self toegepas nie, hulle het dit letterlik uitgeleef. Al die apostels was vervolg gewees. Amper almal van hulle was tot die dood toe gemartel gewees. Net Johannes was nie tot die dood toe gemartel nie. Hulle het almal self geleef, die kruis kom voor die kroon. Maar hierdie is nie net waar van Jesus en van die apostels nie, dis ook waar van ons. Waar van ek, en dis waar van jou. Oor en oor leer die Bybel ons dat Christene in hierdie lewe swaar kry, vervolging kan verwag en die heerlikheid kom eers hierna. Filippense 3 vers 17 tot 20. Wees dan ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Waarvan praat hy? Hy praat van om jou self te verloon, jou kruis op te neem en Christus te volg. Dis waarvan hy praat. Vers 17, want baie, hier is die teenkanting, slegte voorbeeld, van wie ek julle dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Wat bedoel hulle? Beteken ek wil nie die kruis leef nie. Verag die kruis.
Kyk hoe doen hulle dit prakties. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, ons lewe vir nou en vir plesier nou, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Soek nou ons heerlikheid, soek nou ons best life now. Maar Paulus sê nee, ons moet daai voorbeeld volg van hulle en van Christus, vers 12-20. Want ons burgerskap is in die hemele, waarvan ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. So nou is daar verloon jouself, neem jou kruis op, volg Christus, wat's die einde? Daar's verheerliking wat kom. Daar's ons liggame wat gaan verander word en gaan verheerlik word. Ons soek dit nie nou nie, ons soek dit dan. Eendag. 1 Petrus, die hele boek is vol van hierdie tema. 1 Petrus 6 vers 7. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 6 en 7. Daarin verheug julle dat julle hierdie onverwelklike erfenis het wat nooit kan gaan nie en dat julle daarvoor bewaar word. Daarin verheug julle. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid wanneer later by die openbaring van Jesus Christus. Nou beproewing, toekomstige heerlikheid wanneer Christus kom. 1 Petrus 4 vers 12 en 13. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. So moenie skrik as daar 'n kruis is nie. Dis wat hy sê. Moenie verbaas wees daardeur nie. Vers 13. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, so nou lyding, is net soos Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. So nou medelee met sy lyding, dan deel ons in sy verheerliking. Kruis kom voor die kroon. So ook vir ons kom die kruis voor die kroon. En ons kan verwag dus dat hierdie lewe met tye soos 'n kruis sal wees. Daar gaan siekte en swaar kry en druk en lyding en armoede en hartseer is deel van hierdie lewe. Maar ons weet die kroon kom. Ons weet die kroon kom. 2 Petrus 4 vers 7 en 8 Paulus skryf: Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, en hierdie is reg voor hy tot dood toe gemartel word op die einde. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie net aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Soos hierdie waar is, as dit waar is, dat die kruis kom voor die kroon, hoe moet ons dan lewe? Eerstens moet ons volhard deur beproewinge, deur versoekinge, deur swaar kry, deur kruistipe van gebeurtenisse. Ons moet volhard. Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoekinge of beproewinge verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So dalk is jou baas besig om jou lewe vir jou regtig moeilik te maak by jou werk. Volhard. Doen wat Jesus jou beveel het. Bid vir hom, doen goed aan hom, seën hom. Lukas 6 vers 27 en 28. Volhard daarin, want die kruis kom voor die kroon. Daar's 'n kroon wat kom, daar's 'n einde in sig. Jy kan hierdie doen want die kruis kom voor die kroon. Dalk is jou man, jou vrou, jou kinders baie moeilik om verlief te wees en jouself voor op te offer. Volhard daarin. Hou aan in dit. Want dis wat Christus gedoen het. Hy het gegaan na die kruis toe vir ons en sy liefde vir ons gewys. Want die kruis kom voor die kroon. Hy het ook die heerlikheid na die tyd voor oë gehad, soos ons gesien het. 'n Paar kere terug, Hebreërs 12 vers 2.
So eerstens, ons moet volhard. Die kroon kom, die kruis kom voor die kroon. Verdens, hoe moet ons lewe? Ons moet ons oë hou op Jesus en ons moet ons oë hou op ewigheid. As ons die hele tyd net ons gedagtes hier het in hierdie wêreld en ons dink hierdie moet die beste wees, dan gaan ons sukkel. Kolossense 3 vers 2 tot 4. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is, daar's ons lewe. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dis waarvoor ons lewe. En wat is die effek as ons ons oë so op Christus hou? En onthou, hy sit aan die regterkant van die Vader, hy's verheerlik, hy's koning, hy's in beheer. En ons kan onthou, hy kom weer. En ons verheerliking saam met hom. Wat is die effek daarvan? Net die volgende vers. Maak dood dan. So as gevolg hiervan, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodsdiens is. So as hierdie is waar ons oor, dan kan ons ons eie sonde raak sien. Dan het ons die vermoë om dit te kan aflê. Dan het ons die vermoë om ons sondes te kan doodmaak. En hy gaan in die volgende stuk in Kolossense gaan hy in. Hy sê lê af die ou dinge, word vernuwe in julle denke, neem op die nuwe dinge. En dan praat hy die res van die tyd oor verhoudings in die gemeente. En dan praat hy oor die verhoudings in die gesin en dan praat hy by die werk. Al daai dinge vloei uit hierdie uit. As ons oë hou op Christus en op die ewigheid. Die kruis kom voor die kroon. So onthou hierdie week, in hierdie maand, in hierdie jaar en in hierdie lewe, die kruis kom voor die kroon. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar dat ons in hierdie gedeelte kyk en 'n stuk wat moeilike stukke in die tegniese stukke, Here, oor Elia en hierdie vrae wat die disippels gehad het, Here. Maar dankie dat ons ook uit kan leer en kan sien, Here, dat U wys vir hulle dat U moes eers kom en U was verag gewees. U was verlaat gewees. U was verwerp gewees deur die eie mense. Here, U was gemartel gewees en U was gekruisig gewees. Maar Here, U het ook opgestaan en U is verheerlik. U sit aan die regterhand van die Vader en U gaan weer kom en U gaan kom regeer as wonderlike koning. Here, so help ons ook om hierdie waarhede in oë te hou in hierdie lewe. En nie verbaas te wees wanneer daar swaar en moeilike dinge met ons gebeur nie, Here. Baie van dit is want U is besig om ons te help om meer vas te hou aan U. U is besig om ons oë meer weg te kry van hierdie wêreld af na Christus toe, na ewigheid toe en om by U te wees, Here. Here, U maak ons meer afhanklik deur hierdie dinge. Here, is geestelik is hierdie dinge vir ons goed. So help ons om dit te onthou. Help ons om te onthou die kruis kom voor die kroon. Here, mag ons dit leef en mag ons ook mekaar ondersteun, Here. Mag ons liggaam wees dat as een ly, dan ly die ander saam. As een ween, dan ween hulle saam. As een bly is, dan is ons almal saam bly, Here. Mag ons as 'n liggaam so hierdie uitleef, prakties vir mekaar, Here. Here, mag ons veral in hierdie tyd vir Heinele en vir Sonja hulle dra, wat hier so 'n moeilike swaardheid gaan, Here. Help hulle ook, Here, in hierdie tyd om te onthou, die kruis kom voor die kroon. En mag ons hulle aanhou ondersteun en bystaan, en mag U vir hulle genade gee in hierdie tyd, Here. Here, ons dink ook aan baie van ons ouer mense in die gemeente wat ook swaar kry en sukkel. En mag ons ook daar wees vir hulle en aanhou kontak hou met hulle, Here, en nie van hulle vergeet nie. En mag hulle ook onthou die kruis kom voor die kroon. Here, mag ons hierdie prakties gaan uitleef hierdie week. Help ons, Here, om te volhard wanneer U kies om ons te beproef en druk in ons lewens te sit. Here, help ons om te kan aanhou tot die einde toe. Ons dank U, ons loof U vir hierdie waarhede. Amen.